Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 11 Junie, om op Jesus te fokus. Het jy al ooit gewens dat jy in tye van mismoedigheid vir Jesus kon sien? Verbeel jou dat die volgende droom jou eie is. Die volgende is 'n gedeelte wat ons gaan lees uit Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7:9 tot 8:1. Ek sit daar, totaal wanhoopig, met 'n geboue hoof in my hande. Toe kom dit by my op, as Jesus nou op aarde was, sou ek na hom toe gegaan het. Aan sy voete sou ek neerval en hom van al my seer kry vertel het. Hy sou my nie geïgnoreer het nie, nee, hy sou my jammer gekry het en ek sou hom vir ewig liefgehad en gedien het. Toe op daardie oomblik gaan 'n deur oop. 'n beeldskone persoon met 'n lieflike gelaat kom binne. Hy kyk my deernisvol aan en sê, "Wil jy graag vir Jesus sien? Hy is hier en jy kan hom sien as dit is wat jy begeer. Neem al jou besittings en volg my." 'n ongekende vreugde oorval my. Met oorgawe pak ek al my goedjies op, die laaste gunsteling toyseltjie en volg my gids. Hy lei my na 'n stel trappe. Dit is styl en lyk ietwat lendelam. Terwyl ek opklim, waarsku hy my. Ek moet altyd boontoe kyk, anders sal ek my balans verloor en afval. Baie ander wat ook die stel trappe probeer uitklim het geval nog voordat hulle die bokant kon bereik. Uiteindelik bereik ons die laaste trap en 'n deur. Hier sê die gids my aan om alles wat ek saam met my gebring het, net daar te laat. Met groot blymoedigheid sit ek dit neer. Toe maak hy die deur oop en sê dat ek kan ingaan. In 'n oogwink staan ek voor Jesus. Dit was ongetwyfeld hy, want niemand anders het so 'n ongelooflike mooi gelaat nie. Niemand anders straal so vir die welwillendheid en majesteit soos hy nie. Toe hy opkyk na my, besef ek net daar dat elke liewe gebeurtenis in my lewe en al my gedagtes en gevoelens aan hom bekend is. Ek probeer my bes om sy blik te vermy. Sy deurtastende oë is te veel vir my. Tog glimlag hy en trek my nader. Met sy hand liefderyk op my kop en hy sê, "Moenie bang wees nie." Sy soete stem weer klink in my binneste en vul my met 'n ongekende blydskap. Woorde het my ontbreek, so oorstelp was ek. Tog oorweldig daardie onuitspreeklike blydskap my in so 'n mate dat ek plat voor hom neerval. Terwyl ek hulpeloos daar lê, sien ek 'n reeks opeenvolgende tonele. Die mooiste en onbeskryflikste dinge wat ek al ooit gesien het. Dit het soos die vrede en veiligheid van die hemel gevoel. Later herwin ek toe my kragte. Ek kom oorent. Jesus se liefdevolle blik is steeds op my en sy glimlag vul my hele wese met geluk. As gevolg van sy teenwoordigheid loop ek oor van heilige onsag en 'n weergalose liefde. Hierdie droom gee my hoop en versterk my geloof. Die pragt en eenvoud van op die Here vertrou, die het my in die duister gemoed begin posvat. Ellen G. White, Early Writings, bladsy 7:9 tot 8:1. Te midde van hierdie lewe se terugslag, moet ons fokus op Jesus en op die dinge wat hy aangaande God se liefde aan ons geopenbaar het. Watter hoop kan jy nou op hierdie oomblik uit die woorde in Romeine 8 vers 18 en 28 bid? Ons lees en ons sluit af met Romeine 8 vers 18 en vers 28. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En ons weet dat hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is.